Ja, baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is lekker om hier te wees, koning van my lewe, koning van my hart. Ons kon dit erken en het is wonderlik dat ons saam met ons koning by mekaar kan wees vanoggend. Ouete huis langsam, weet nie, mag verwys ons na dit as 'n ouete huis. Ons mag maar, okay, by my huis mag ek nie na die woonstel waar my pa en ma verwys as die ouete huis nie. Dit is die huis vir seniors. So die ouete huis hier langsam het eerskomende Sondag, Saterdag van 9 tot 12. Van 9 tot 12 het hulle 'n mark of 'n bazaar en julle is baie welkom om te ondersteun. Die wat in die omgewing is en 'n tydjie het Saterdagoggend, hulle sal dit waardeer as julle vir hulle ook ondersteun in die proses. Dankie. Sorry. Ek moes hom definitief afsit, anders was die sang totale chaos. So, daar was hy. Want het is 'n genesingsdiens gehad, almal so oor het gepyn. So, kom ons bid saam. Here Jesus, ons is so dankbaar vanoggend dat ons saam met U kan kuier by ons diens. Here, dit is vir ons wonderlik. Ons het hierdie lied gesing, koning van my lewe, koning van my hart. En Here, die voorreg om te dink dat ons as nietige mense het 'n geleentheid om nou te kuier in die huis van hierdie ewige koning. U is hier. U is hier. Deur U Gees is U by ons. Ons het regtig nou 'n afspraak en 'n geleentheid met die koning van die heelal. En dankie. Dankie daarvoor. Dankie vir U woord, Here. Dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie dat ons U kan vertrou om U woord in ons harte te kom bære en ons gereed te kry. U Gees alleen maak ons harte gereed om te kan ontvang dit wat U deur U woord vir ons wil kom leer, kom wys en weer kom uitdaag. Daarom het ons groot vrymoedigheid om te kom vra, Here Jesus, dat U deur U Gees nou vir ons sal kom lei. Dat U vir ons sal help om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan U. Ons besef as ons so kom sit hier baie keer om U woord te hoor, is dit juist wanneer ons gedagtes begin hardloop na soveel goed wat ons moet doen en wat ons miskien moes gedoen het in die week en nie by uitgekom het in die week wat voorlê, middagete en hierdie en daardie en al hierdie goed en voor ons osself kry ons gedagtes daar op die strand in Mauritius en al hierdie plekke, help ons gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan U, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Dankie Here Jesus dat U hier is, dankie vir U woord, dankie vir U Gees wat dit toepas, en seën dit tot ons hart. Ons dink ook aan die kinders hier by die kinderkerk hier langsam, seën vir Jacques en Janina, elkeen van daardie jong lewens wat daar is, kom gebruik hierdie kinderkerk om in te bou in hulle lewe, om hulle te help om hierdie vaste fundament in die Here Jesus te kan hê, dat hulle bou op die regte hoeksteen. Gee dat dit so 'n sessie sal wees daar by die kinderkerk volgende, dat die kinders ook beter toegerus sal word vir die lewe waarin hulle staan. Dankie Here Jesus, U seën vir ons, terwyl ons hier is en daar's miljoene oor die wêreld wat vandag by mekaar kom en U is by almal van ons. Dankie daarvoor. Dankie vir die enormiteit van U koninkryk wat U kom vestig het op aarde. Ons is dankbaar ons kan deel daarvan wees. Ons is dankbaar ons kan kinders en onderdane wees in U koninkryk. Ons is dankbaar ons is kinders van die koning. Seën ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag as jy jou Bybel het of papier dan blaai jy na Lukas 14 toe, anders op jou foon of waar ook al. Dit is maar altyd lekker as 'n ou besig is met die Bybel en 'n ou probeer vers vir vers deur hom werk, so as jy wil en jy volg saam. Dink ek net altyd, dit is soveel makliker vir 'n mens ook om te help. Ek moes myself al jare terug afvra, hoe neem ek my gedagtes gevangene wanneer ek in 'n diens sit, of wanneer ek luister na die woord van die Here, want ek dink nie ek is uniek nie, maar dit is die keer wanneer die meeste ander gedagtes na my toe kom, is juist wanneer ek in die kerk sit, wanneer ek wil stilte tyd hou, wanneer ek wil Bybelstudie doen, is dit wanneer ek onthou die goed wat selfs my vrou my nie aan kan onthou altyd in die week nie. Hulle kom, die oomblik wanneer ek die woord van die Here het. En ek moes deur die jare vir myself sê, wat is 'n praktiese manier vir my, as ek in die kerk is, nie op 'n toer te gaan, die hele land en die hele wêreld deur nie. En vir my is een van daai goedes om te probeer volg in die Bybel. So ek wil regtig vir julle aanmoedig,
Almal van ons, my foon kan nie meer so groot stel soos my groot druk Bybel nie. So is vir my altyd makliker om die Bybel te hê, maar of jy dit op jou foon het, of waar ook al, volg saam, maak dit 'n gewoonte. Ek het al gesit in dienste wat mense sê, maar die Bybel sê vir ons, en dan quoteer hulle 'n skrif, dan is dit nie die skrif nie. Nou, wat verander op die uiteinde enige mens se lewe? Niemand wat preek se woorde nie. Niemand se woorde wat preek het die mag om enige iemand se lewe te verander nie. Al wat dit kan verander is die woord van God. Dis sy woord wat hy sê, is nie die prediker se woord, nie die sendeling se woord sal leeg terugkeer. God sê, sy woord sal nie leeg na hom terugkeer. So ek wil vir jou sê, vir my help dit en ek wil jou aanmoedig. Lees saam met jou Bybel, volg. En weet jy, ek sê nou die dag vir Karen, hoe meer 'n mens met die woord van die Here besig is en hoe langer 'n ou op 'n pad saam met die Here stap, hoe wonderliker word dit vir my. Dis die woord bly homself net verklaar. Jy lees dit en jy lees dit weer en jy lees dit en dan besef ou net, hierdie is soveel meer as 'n boek. En al wat moet gebeur is die woorde van die prediker, die predikant, die pastoor, die sendeling, wie dit ook al is eintlik net om te sê, hierdie is wat die vers sê, hierdie, en jy trek net die konteks by mekaar en jy help mense om dit te kan toepas. En vir my volg dit net, wanneer ek die Bybel saam met dit het. So kom ons lees, Lukas 14, ons gaan 2 Sondae, ons gaan vandag en volgende Sondag, gaan ons praat oor hierdie 2 gelykenisse. Vandag sin, eintlik moet ek die hele hoofstuk, maar dan vat dit nou baie lank. Die gelykenis van die groot feesmaal, of die groot maaltyd, party praat van die vorige een praat van die gelykenis van die genooides in die voorste plekke, hierdie alles, nou dis die wonder van die Bybel ook, is ons lees die Bybel, partykeer lees ons net so 'n stukkie, en dan maak ons hom toe, en 'n ander keer lees ons weer 'n ander stukkie. Die Bybel is een boek. Lukas het gegaan en nie gesê, hoofstuk 13 eindig hier, hoofstuk 14 begin daar. Hy het gegaan en hy vertel, soos die Heilige Gees, Paulus sê vir ons, terwyl hy aan Timoteus sê, dit is hoe God het die woord so geïnspireer, die Heilige Gees het op die skrywers gekom van die Bybel, en dan deur die Gees het hulle geskryf. En wanneer ek 'n boek lees in die Bybel, kom ons sê byvoorbeeld, ons is besig met Lukas, dan is Lukas 1, ek sien jy gaan sit, en doen dit baie keer baie goed, om die boek te gaan sit en om deur te lees van voor tot agter in een slag, maar baie keer lees ons dit en dink, dis net dit. Hierdie goed is so in mekaar geweef, en wanneer ek dit 'n bietjie weier lees, dan voel dit vir my, partykeer kry ou net so 'n beter konteks van wat regtig besig is om te gebeur, en met hierdie Lukas 14 is dit ook so, maar kom terwille van tyd, gaan ons net hier van vers 15 af lees. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. Dis wat hy vir hulle sê, dis die boodskap. Kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Ek sal nie 'n komment maak op wat gelag het. En daar die diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis
vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak. Baie interessant, maar as 'n ou dit kyk, baie van hierdie goed maak nie noodwendig vir 'n ou sin, as jy hom net so lees nie, maar wat hier gebeur is, ons moet onthou in Lukas 14, in die begin van hierdie hoofstuk vers 1 sê, en toe hy, dit is Jesus, in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs was, hy het gegaan om brood te eet op die Sabbat, en hulle het hom, die Fariseërs en almal wat daar was, het hom in die oog gehou. So dis waar die, ek wil amper, verskoon die Engels oor die setting, dis die setting waarin hierdie gelykenis wat Jesus homself, of vertel, homself afspeel. So hy het daar gegaan, die owerste van die Fariseërs, het ete gehou, hy het 'n maal bedien, hy het nie eens geweet hoekom hy dit doen nie, hy probeer om mense te beïndruk, sê vers 7 vir ons, as ons van vers 7 tot vers 14 luister, vertel toe hulle daar aangekom het, want Jesus vertel die gelykenis van die genooides en die voorste plekke waar hulle ingekom het, en almal wou voor gaan sit het, en almal wou gesien het, as hierdie een kom, jy weet daar in die oudheid het hulle die biel geblaas, we present, en dan kom hulle, en dis hoe hierdie ouens wou voorgestel geword het, almal moes gesien het hoe belangrik hulle is, dit het nie gegaan oor die ete nie, dit gaan oor wie daar is, en toe vertel Jesus hierdie gelykenis van die genooides en die voorste plekke, en hy sê, pas op dat jy nie te veel van jouself dink nie, moenie, gaan sit daar agter, en dan die gasheer sal vir jou mettertyd nooi, en sê, ag maar kom sit nie voor by my, as wat jy hier voorkom sit van die begin af, en hulle sê, laat en ekskuus, hierdie sitplekke was vir die hoi pelooi, jy moet maar daar agter gaan sit, dan word jy verneder, en Jesus kom agter, dis waaroor hierdie hele ete gaan, dit gaan oor die indruk wat ons kan maak, by so 'n geleentheid, en toe hy in die huis was van een van hierdie owerstes van die Fariseërs, is dit waar dit gebeur, en Jesus vertel toe hierdie gelykenis vir hulle, en hy sluit dit af, hy sê maar, en jy sal gelukkig wees, in vers 14, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld, jy sê dis hoekom, as jy so groot ete wil hou dit vir die arme mense, hou dit vir die siekes, vir die blindes, vir die krepeles, die ryk ouens gaan jou net weer nooi, en hulle party gaan groter wees as jou party, hulle bees gaan vetter wees as jou bees, en so is dit weer, en dan is dit weer, en dan, dit is ons die Joneses, dan ons vergelyk onsself met die Joneses, en daar is altyd 'n beter Jones as ons, en ons hou aan, en dis presies wat die Fariseërs gedoen het, hulle het van die een geleentheid na die ander, en elkeen moes sê, okay, as dit hierdie ou se ete was, gee my 2 weke, ek moet dink, wat gaan ek en my vrou, hoe gaan ons beplan, want ons moet beter wees, as dit, en Jesus sê, jy sal gelukkig wees, wanneer jy dit hou vir mense wat regtig behoefte het, wat nie kom om 'n indruk te maak nie, vir die siekes, die armes, die hongeres, die melaatses, hy sê, jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld, hulle kan jou nie iets teruggee nie, hulle gaan jou nie nooi na hulle ete nie, want hulle gaan nooit die ete hou nie, so jy doen dit vir die regte redes, jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word, in die opstanding van die regverdiges. En terwyl die Here Jesus dit sê vers 15, en toe een van die wat aan tafel saam was dit hoor, wat het hy gehoor? Dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges, wat Jesus gesê, toe hy dit hoor, dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges, toe sê hy, hierdie Fariseër, sê toe vir Jesus, salig is die wat brood eet in die koninkryk van God. So wat beteken dit? Dis daai ding wat ek sê, as ons net een ding lees, dan kry ons altyd, maar wat beteken dit toe hy skielik hier uitroep, ek wil amper sê, heel uit sy plek, dit was nie, hy wil maar net gewys het, hy ken die Joodse kultuur en die Joodse tradisie, salig is die wat brood eet in die koninkryk van God. Die oomblik toe hy hoor van die opstanding, toe is dit wat hy sê, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Wat bedoel hierdie Fariseër toe hy dit sê? Hy het in sy gedagtes hierdie Joodse prentjie van die groot messiaanse fees. Die Bybel in in Openbaring verwys ook na dit, hierdie groot fees wat kom, hierdie messiaanse fees, as die bruilof van die lam,
wat ons nou in die Nuwe Testament na dit kyk, na die ewigheid saam met die Here Jesus. En hierdie ou het hierdie prentjie van die groot messiaanse fees, hierdie fees glo die Jode, en dit was die prentjie wat hy gehad het, dat hierdie fees sal deur God gegee word aan Godse mense, wanneer hy sy koninkryk hier op aarde kom vestig. Dis die messiaanse verwagting van hierdie salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God, dat God gaan hier, wanneer hy sy koninkryk op aarde vestig, gaan hy hulle almal nooi, en dit gaan hierdie enorme banket wees, en hulle gaan sit en almal gaan kennis neem van hulle, en dan gaan hulle eet daar. Hierdie fees sal deur God gegee word aan sy mense, wanneer hy sy koninkryk kom vestig hier op aarde. Wat hy net mis hier is, dit is presies wat besig is om te gebeur. God het sy koninkryk op aarde gevestig, en Jesus gaan rond, en hy eet brood saam met mense, waar hy kom, sodat hulle later sê, man, wie is hy? Hy meng hom net met die vrate en die wynsuipers. Soveel van Jesus se bediening het gebeur rondom die tafel. Gaan lees weer die evangelies, waar hy gesit het, waar hy geëet het saam met mense. Dis presies wat hy doen. Maar hierdie ouens het 'n ander verwagting. Hulle het heeltemal 'n ander prentjie van wat verstaan hy? Hierdie fariseer hier, hy verstaan dat hy homself en Jode gaan die enigste genooides wees by hierdie feesmaal van God. Geen heiden, geen buitestander, geen sondaar sal genooi word nie. Dit is bloot net vir die elite, vir die fariseërs en vir die Jode. Dis eksklusief vir hulle, toe hy hier sê, salig is die wat brood eet in die koninkryk van God. Jesus weet wat is in die ou se gedagtes. Hy weet ons maar altyd wat is in ons gedagtes ook. Ons moet dit onthou, dat Jesus weet altyd wat is in my gedagtes en in jou gedagtes. En omdat hy dit weet, sê Jesus by homself, laat ek jou net reg help. Ek gaan vir jou nou 'n gelykenis vertel, net om vir jou reg te help, want jou prentjie is heeltemal verkeerd van wat jy het van die groot feesmaal van God. Dis heeltemal verkeerd. En Jesus klaar met hierdie gelykenis, die wanopvattings op wat hierdie ou van die feesmaal van God vir hom het. Jesus sê in die eerste plek van ja, daar gaan 'n feesmaal wees, verseker, dit is 'n feit. Ons sê die kinders, is 'n feit soos die koei. Daar gaan 'n feesmaal wees. Maar die feesmaal gaan gaste insluit wat uit die gange en uit die strate genooi word. Hulle kom van daar af. Selfs weier is dit, van die paaie en die lading, selfs die ouens wat daar amper sê die platteland is, hulle kom nie eers in die stad nie, selfs daai ouens wat wyd en suid is, hulle gaan kom. En daar is waar die Samaritane gebly het, en die Romeine en almal, en Jesus sê vir hom, hulle almal gaan kom. Het gaan nie net die Jode wees nie, het gaan nie net jy, het gaan nie net die Fariseërs en die Jode wees nie. Hy sê hierdie uitnodiging gaan uit na almal, laat almal wat dors het, kom en drink. Is 'n baie, wat Jesus vir hom hier sê, dis nie net so, ek het 'n geselekteerde uitnodiging, jy weet, ek kyk na daai, hy's vindingryk, ons moet hom nooi, ons nooi daai, die burgemeester, dit is die vriend van die burgemeester, daai is die raadse, hierdie is daai, ons nooi net so nie. Nee, wat Jesus vir hulle sê, dis 'n baie sterk, baie dringende uitnodiging. Hy nooi uit, en as hulle nie reageer nie, dan gaan hulle verder, en hulle nooi uit, en hulle gaan verder, en hulle nooi uit. Want wat sê vers 23 vir ons? Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie, en na die ladings, en dwing hulle om in te kom. Hoekom? Sodat my huis vol kan word. Hy maak sy koninkryk vol mense. Die wat nie wil nie, laat hy verbygaan. En sy uitnodiging gaan net weier, en hy nooi mense na die bruilof van die Lam toe. En die volgende punt wat Jesus hier duidelik maak vir hierdie ou, en die miskonsepsie wat hy wil regstel, is dat mense gaan verlore as gevolg van hulle verskonings wat hulle maak. Want God se uitnodiging is aan almal.
Die verskonings wat mense maak om nie hierdie uitnodiging te aanvaar nie, is hoekom mense verlore gaan. Wat is God se plan? 'n groot feesmaal, almal wat sy uitnodiging sal aanvaar. Almal, uit elke volk en stam en taal en nasie. Is dit nie wonderlik nie? Dis nie net die Fariseërs en die Jode nie. Almal. Hy maak almal bymekaar. Almal wat sy uitnodiging aanvaar, sal bymekaar wees. Maar hy sê ook vir hierdie ou, wanneer daardie gastelys vol is die tyd verby en alles ten einde. En die deur van die feesmaal, van die banket word toegemaak. En ek en jy is saam met Jesus, of binne, of buite. Dit is my keuse en my keuse. Want die uitnodiging het gekom. En dit is wat Jesus sê in hierdie gedeelte. Dis die wat Jesus gesê het in Matteus 7 ook. Hy sê daar, terwyl hy praat van dit, hy sê, gaan in deur die noupoort. Want wyd is die poort en breed is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur gaan. Maar gaan in deur die noupad. Deur die noupoort met die smal pad, want daar is min wat dit vind. Daar's minder mense binne in die banketsaal van God as wat daar buitekant is. Nie omdat hy dit so gekies het nie, want Johannes sê vir ons in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het sy lewe gegee vir die hele wêreld. Hy lê dit af vir die hele wêreld. Hy gee sy uitnodiging aan die hele wêreld. Maar die wat die uitnodiging aanneem, is die wat inkom binnekant. En dan kom daar 'n punt, sê die woord vir ons, wat daai deur van genade toegaan, wanneer die gastelys vol is en is verby. En Jesus is aan die binnekant en die wat sy uitnodiging aangeneem het, is saam met hom aan die binnekant en die ander is buitekant en tyd is verby. Dis wat hy vir hierdie sê. Hy sê die koninkryk van God het klaar gekom. Maar dis nie hierdie fanfare nie. Dis nie hierdie fanfare nie. Dis die uitnodiging na elkeen van ons. Vers 16 sê vir ons. Hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. Sit nou net daaroor. Die wêreld. God het en hy nooi steeds almal uit om deel te kan wees daarvan. Hoeveel uitnodigings het na my en jou gekom? Hoeveel wil ons hê moet nog? Vers 17. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. Die kruis van die Here Jesus sê vir ons, alles is gereed. Daar's niks meer wat gedoen moet word. Daar's nie nog iets wat van God se kant af gedoen moet word. Alles is gereed. Die genooides het die uitnodiging aanvaar, hulle het laat weet, daar's 'n uitnodiging uitgestuur, hulle het gesê, yes, ons kom, ons is reg, ons is gereed. Vers 17, en op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur. Dis wat hulle gedoen het. Ons, daai tyd, ek weet nie heeltemal hoe hulle horlosies gewerk het nie, maar 'n ding was gereël, kom ons sê vir 'n Saterdagmiddag. Hierdie troue, hierdie feesmaal is vir 'n Saterdagmiddag. Ek dink omdat hulle Jode is, was hulle redelik op tyd. Ek dink hulle seker kon sê 3 uur die middag. Is maar net my aanname, want 'n Jood, iemand sê nou die dag, wat maak so, wat is dit? Hy sê nie, ek weet nie, hy sê 'n dooie Jood, hy sê lewendige een maak so. Maar dit is hoe die Jode werk. Daar's 'n presisheid, dis nie maar net moeg getroffe nie, daar's 'n gestruktureerde ding. En die uitnodiging is uitgestuur, ek hou hierdie groot maaltyd, Saterdag oor 'n maand, wat ook al die datum is, hou ek dit 3 uur, die uitnodigings is uit, die ouens sê is reg, ons kom, hulle maak gereed, vir wie gaan kom, en op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur, om vir die genooides te sê, die ouens wat die uitnodiging gekry, gaan na hulle toe en sê vir hulle, kom, alles is gereed, hoe sal ons sê, party gaan begin, laat ons kom, dis wat hierdie ou van hulle sê, kom,
die party is reg, die party is gereed. Vers 18 sê vir ons, en hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Hulle gee nie redes nie, hulle gee verskonings. Wat hulle doen. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. Sy verskoning is, hy het grond gekoop. Wanneer dink jy het hy die grond gekoop? Seker al tyd gelede. Wanneer kon hy gegaan het? Die vorige dag? Die volgende dag? Om te gaan kyk na sy stuk? Hy kom net met hierdie verskoning, hy sê nee. Ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. Wat is hierdie ou besig om te doen? Is niks fout om grond te koop nie. Dis 'n wonderlike ding. Dit is 'n great belegging om eiendom te kan koop. As jy enigstens kan, ek wil nie sê doen dit nie, maar ek dink dit is 'n baie goeie manier om jou geld, om 'n rentmeester van jou geld te wees. Maar wat is hierdie ou se probleem? Hy belê in hierdie wêreld. Dit gaan vol oor die hier en die nou. Ek moet vir myself sorg. En verstaan my, baie mooi, dis nie verkeerd om dit te doen nie, maar die orde waarin ek dit doen, dit is waar die probleem lê. En hierdie ou sê, ja, nee, jammer, ek sal nie kan kom nie, ek het die grond gekoop, ek sal daarna moet gaan. Die volgende ou, vers 19 sê, hy het 5 paar osse gekoop. Met ander woorde, hy het 10 osse gekoop, en gaan hulle nou probeer. Ek vra u, verskoon my tog. Hy mos nie nou toe die ou daar aankom sê, man, ek het nou net, daar stap die ou met die geld, hier staan die osse. Sorry, ons gaan nou ploeg. Hoekom sou hy dit nou wou doen? Hoekom sou hy nou dadelik wou gaan ploeg het, as die osse nou net daar aangekom het? Die osse was 10 jaar lank al daar aan sy kraal gewees. Dis maar net 'n flou verskoning wat hierdie ou het. En baie keer gebruik ons besigheid as 'n flou verskoning hoekom ons nie betrokke kan wees en hoekom ons nie deel kan wees van God se kinders. Nee, ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet sorg vir hierdie, ek moet sorg vir dat. En dit is wonderlik, besigheid is 'n wonderlike ding om te kan doen. God gee die verstand en die intellek vir baie ongeredde mense ook, maar ook wanneer ons die Here Jesus leer ken, om juis ons besigheid te kan gebruik tot die uitbou van die koninkryk van God, om vir die wêreld te kan lyk, te kan wys, daar is sukses in besigheid op 'n etieke, eerbare manier waar God nog steeds verheerlik word. Die een gebruik al sy geld en sy energie, belê in hierdie wêreld, hierdie ou belê in besigheid, en hierdie volgende ou sê, 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Dis nie dat hulle by sy troue kom om vir hom te sê, sorry, jy het net gesê, I do, maar onthou net van die feesmaak. Nee, hy was al 'n tyd lank getrou. Nou ja, Deuteronomium sê vir ons, so ou het die weermag toe gegaan vir 'n jaar nie, hy was daar om te sien na sy belange en na die belange van sy vrou gewees. Hierdie ou belê, of hy gebruik sy familie as 'n verskoning. Die een ou gebruik die wêreld as sy verskoning, die ander een gebruik sy besigheid as sy verskoning, hierdie ou gebruik sy familie as sy verskoning. Ek wil vir jou sê, jou familie is vir jou ongelooflik belangrik. Ek dink nie dis nuus vir enige een van ons. Dis die mense wat God die naaste aan ons geplaas het, dis ons verantwoordelikheid, en ons moet belê in ons familie. Ons moet verseker belê daarin. Maar, en hierdie is om goeie besigheid te doen, om te sorg vir jou familie, om beleggings te hê. It's godly things. Dis nie duiwelse goed wat hierdie dinge doen nie. Dis glad nie dit nie. Die probleem hiermee is, skies vir die Engels, is putting godly things before God. Dis wanneer dit 'n flou verskoning word. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie. God moet eerste wees. My besigheid, my familie, my beleggings, my ander dinge. Dis die volgende gelykenis waarna ons volgende week gaan kyk. Hulle staan tweede in die ry. God is eerste. God is die belangrikste. Ek kan nie sê, my familie is vir my belangriker as God nie. My besigheid is vir my belangriker as God nie. My beleggings is vir my belangriker as God nie.
Nee, ek het die prioriteitslys, ja. My familie, naas God kom my familie eerste. En dan het ek my prioriteite daarvolgens, maar ek kan nooit sê dat my familie is vir my belangriker en kom voor God vir my nie. En dit is die probleem wat hierdie ouens gehad het. Do not put godly things before God. Vers 21. Die diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hier. Hier gaan die uitnodiging na almal. Ons het net gesê Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken. Jesaja 1 vers 18, kom nou, sê die Here, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Dis die uitnodiging. As die verskonings kom, en die verskonings kom, dan beteken dit die uitnodiging gaan net weier en weier na ander toe. En toe kom hierdie en toe vers 22, nadat hulle uitgegaan het, die diensknegt het aan sy heer vertel, hy het gegaan, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin, en die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen, en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir sy diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom. Hy sê, daar is nog plek. Ek wil hê dat elke sitplek vol moet wees. Weet jy of julle kan onthou, nie so ruk gelede het ons gekyk een Sondagoggend na die gelykenis van die saaier wat gegaan het. En ek het vir julle gesê, hy vat die saad, en ons brein maak het nie vir ons sin nie, al die saad moes net geval het in die vrugbare grond. Maar van dit langs op die harde dele van die grond geval. Die voëls het gekom en het geëet, party in die klipperige gedeel, ander waar daar min sand was. Dis nie omdat die saaier dom was nie, dis nie omdat hy te veel saad gehad het en nie geweet het wat hy gedoen nie. Hy wou almal 'n geleentheid gee. Is daar miskien ergens op die pad wat hierdie saad kan ontkiem? Is daar miskien ergens tussen die dorings en die distels wat dit kan? Is daar ergens tussen die klipperige grond waar dit kan? Jy sien, dis die God wat ons het. Daar is nog plek. Hy saai sy woord waar hy kan. Hy gee geleentheid. Hy maak ruimte vir mense by sy bruilofsmaal van die lam. Hy wil hê almal moet daar wees. Alles wat hy kan doen, alles wat God kan doen, doen hy, dat ek en jy deel kan wees van sy koninkryk. Toe sê die Heer vir sy diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Bring hulle nie, dwing klink na 'n verskriklike, jy sal dit doen. Dis nie die gedagte van die oorspronklike woord wat hier gebruik is nie. Dit is, maak dit onmoontlik vir mense om nie te wil kom. Maak dit onmoontlik vir mense om nie te wil kom en deel te wees van dit. Maar die tyd is nou. Dis wat Hebreërs 3 vers 7 vir ons sê. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dis wanneer die uitnodiging kom om te sê, ja, Here, ek hoor, ek reageer. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, sê vers 24, my maaltyd sal smaak nie. Wat 'n uitnodiging. Wat 'n uitnodiging dat hierdie Heer sê vir sy diensknegte, nooi almal uit wat julle kry. En as julle nie genoeg ouens kry nie, gaan nog verder. En dit is vir my so 'n beeld van die kerk en van prediking en van sendingwerk en van die groei van die kerk is, die kerk gaan uit en uit en uit en uit. En dis hoe ek en jy moet lewe. Ons moet as ons hier uitgaan by die hek, moet ons kyk en sê, hierdie is die sendingveld wat vir ons, hierdie is die braakland wat vir ons oop lê. Dis hier waar ons lig moet laat skyn. En dis die prentjie wat ek hier kry, hulle gaan oral, die kerk gaan uit, hy beweeg vorentoe, die lig van Jesus word versprei, weier. Hoe meer mense kan hoor, hoe meer mense kan hoor, hoe meer mense kan hoor. Die uitnodiging gaan wyd vandag.
wyd. Die probleem is nie die uitnodiging nie. Dit is nie dat die uitnodiging te swak is nie. Dit is nie dat die uitnodiging te min is nie. Dit is nie dat die uitnodiging glad nie uitgaan nie. Die uitnodiging gaan uit. Hy gaan helder en duidelik uit. Die probleem van die mensdom is die reaksie op die uitnodiging. Dit is nie die uitnodiging. Dit is my en jou reaksie op die uitnodiging. Wat sê Openbaring 3 vers 20 vir ons? Jesus sê, hy staan daar, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy sê, as iemand my stem hoor, my klop hoor, en die deur oopmaak, dan sal ek inkom na hom toe en maaltyd hou saam met hom en hy met my. Hy sal deel wees van die feesmaal van God. Hy sê, ek klop. Ek staan buite. Ek klop. Ek klop. Ek stuur die uitnodiging. Ek stuur die uitnodiging. Ek stuur die uitnodiging. Ek klop. Ek klop. Ek klop. Ek klop. Ek klop. Ek klop aan alle mense se harte. Ek klop. As iemand die klop hoor, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, dan kom ek dan. En ek is saam met hom. En hy is saam met my. Ek wil vir jou sê, die klop, die uitnodiging is daar buite. My en jou reaksie op die uitnodiging is wat deurslaggewend gaan wees. Die feesmaal van God. Jesus stel die Fariseer se prentjie wat hy gehad het van hierdie messiaanse fees. Hy bring dit net in perspektief en hy sê ja, dit is so. Dit gaan verseker so wees. Dit gaan 'n wonderlike fees wees, maar die ouens wat jy dink aan die tafel gaan sit, jy gaan teleurgestel wees, hulle gaan nie daar wees nie. Hulle is te besig met ander dinge, is vir hulle belangriker as God. Kom ek en jy maak seker, dat wanneer ons tyd hier verby is, dat ek en jy daar gaan. Dat ons binne is in hierdie feesmaal van God. Want al wat hy vir ons sê is, kom na my. Kom ontvang. Dit wat ek gedoen het, want hy het gesê, alles is gereed. Hy het alles gedoen. Sy volkome verlossing het hy aan die kruis vir my en jou bewerk. Hy kom gee dit vir my. Hy sê vir my en vir jou, vergifnis van sondes is beskikbaar in die Here Jesus. Al wat ek en jy moet doen, is die uitnodiging aanneem om te sê, Here Jesus, kom pas daai bloed toe in my lewe. Kom vergewe my sondes, kom maak my skoon, kom maak my u kind. Alles is gedoen. Hy nooi, hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoed, kom. Maak nie saak nie, of jy krepeel is, of jy lam is, of jy arm is, wat dit ook al is. Of jy uit die stad uitkom, of jy uit die strate uitkom, of jy uit die lanings uitkom, of jy uit die bos uitkom, dit maak nie saak nie. Hy nooi almal, hy sê, kom, hier is waar jy gesond word. Hier is waar ek jou as mens kom heel maak. Dis hier waar ek en jy gaan lewe saam in die koninkryk van God, waar ons die feesmaal van God gaan geniet. Die uitnodiging is daar. Wat doen ek en jy? Wat is jou keuse? Wat is my keuse? Ons weet baie keer en ons weet baie goed van hierdie uitnodiging. Maar op die uiteinde het geen uitnodiging na troue toe my nog ooit daar gekry nie. Ek moet dit met deesdae kom met die e-mail of WhatsApp vroeër in die pos gekom, mooi koevertjies, alles iets om te sien hierdie is uitnodiging. Dit was maar net die uitnodiging, dan moet daar besluit geneem word, jy moet antwoord, jy moet sê ja, ek kom, dan moet jy maar jou kleertjies afstof en aantrek en die karretjie vat en ry en daar gaan jy. Die uitnodiging is uitgestuur. Die reaksie is myne. En ons kan baie weet van die reaksie. Ek wil net by jou afsluit met 'n vraag. Is jy binne of is jy buite? Weet jy van die uitnodiging? Daar's baie wat gesê, nee, ons gaan daar wees. Ons sien julle môre. In die oggend, as dit in die middag sou wees, het hulle nog gesê vir mekaar, nee, ons sien vanmiddag hier, nee, ons het die uitnodiging gekry, Toe die feesmaal begin, toe is hulle nie daar nie.
toe die feesmaal eindig en aan die gang is, toe sal ook nie daar nie, toe sal ek buite. Ek en jy kan baie weet van die feesmaal. Ons kan die uitnodiging van hoek tot kant bestudeer en elke detail daarop weet, waar dit is, waar die plek is, waar die tyd is, wat se geskenke hulle wil hê, al daai goed, ons kan dit alles weet. Wat help het ek weet dit? Ek weet dit my nie verander nie. Ek is nie deel van hierdie feesmaal, hierdie bruilof van die Lam. Wat is jou keuse? Ja, Here, God first. Of awesome. Ek het grond. Ek het 'n vrou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, as iemand vanoggend die uitnodiging van die Here Jesus hoor, dan wil ek vir jou sê, hierdie is jou geleentheid om in te om dit te aanvaar in geloof. Nou bruilofsmaal met die Lam kan begin hierdie kant van die ewigheid. En die wonder daarvan is dit gaan aanhou en aanhou en aanhou. Maar dit gaan nie oor wat in ons kop is nie. Dit gaan oor wat in die hart is. Het ek gereageer op die uitnodiging? En net ek en jy sal dit weet. Mag die Here vir jou help, mag die Here vir jou genade gee, om as jy besef, jy ken hierdie goed en jy die uitnodiging al baie keer gehoor en gesien en gelees en bestudeer, maar jy staan nog steeds buite, mag vanoggend 'n geleentheid wees vir jou, wat jy daai besluit maak om te sê, ek hoor weer die stem vanoggend, Here, ek kom in. Mag die Here vir ons genade gee. Daarvoor. Amen. Here Jesus, ons sê vir U baie dankie vir U woord. Dankie vir U groot genade. Die feit dat U aanhou, dat U uitstuur en uitstuur en uitstuur en nooi en nooi en nooi en klop en klop en klop. Help vir ons, Here, dat wanneer ons dit hoor, ons sal antwoord op hierdie uitnodiging. Maar nie net met 'n maklike antwoord, ja, ons sal kom en ons weet ons gaan nie kom nie, want U is nie belangrik genoeg vir ons nie. Help vir ons, Here, om te besef, dus of U is of alles of niks vir ons. Daar is nie 'n middeweg nie. En Here, as ons hier sit vanoggend van ons hier in die bank en ons besef ons ken die uitnodiging, ons het dit gehoor, maar ons staan vanoggend aan die buitekant. Daardie ongemaklikheid wat die Heilige Gees nou in 'n hart bring, Here, dat U hulle net sal oortuig daarvan om te sê, ek wil baie graag net hierdie stap in geloof neem. En jy kan dit doen, net daar waar jy is. Jy kan sê, Here, ek is jammer. Here, vergewe my asseblief. Dankie vir hierdie uitnodiging. Ek aanvaar dit met my hele hart. Here, ek bely my sonde teenoor U. Ek nooi U in om deel van my hart, deel van my lewe te wees. Here, kom neem weg wat nie van U is nie. Kom vul my met U self. En wat die Here Jesus dan doen, is hy kom klee ons met sy kleed van geregtigheid. En as die Vader dan na ons kyk, dan sien hy nie meer ons as 'n gebroke mens nie, hy sien ons in die volmaaktheid, omdat ons toegedraai is in die geregtigheid van die Here Jesus. En hy maak ons regverdig. Dis al wat jy nodig het om te doen. Sê, Here, hier is ek is verlore. Ek is verlore, maar ek hoor die uitnodiging en ek wil reageer. Dan kan jy dit doen, daar in jou hart volg, en dit is so eenvoudig soos dit. Die Bybel sê vir ons, wanneer jy die Here Jesus aanneem, wanneer jy met jou hart glo en met jou mond bely, gebeur hierdie wonderwerk. Mag ons dit ondervind. Here, as daar regtig so 'n desperate hart is